Die grootste gebeurtenis van alle tye is op hande, as ons in die opstanding gaan herdenk. Maar die maand se Paasfeesgedagtes help ons om elke dag Jesus se opstanding in ons gedagtes en in ons harte te vier. Jesus se passievolle reiniging van die tempel destyds het sy ywer vir God se heiligheid en sy regmatige gesag oor aanbidding gedemonstreer. Ons hoor daar in Johannes 2 vers 16 wat Jesus vir die duiweverkopers gesê het: "Haal hierdie hier uit, moenie die huis van my Vader in 'n markplek verander nie." Ja, Johannes 2:16 is 'n kragtige vers wat dikwels tydens Paasfees herbesoek word. Dit som Jesus se regverdige verontwaardiging en sy onwrikbare ywer vir die heiligheid van God se huis op. En soos Paasfees nader gekom het Jesus in die tempelhowe binne gegaan, net om te vind wat onheilig is deur handelaars, wat 'n heilige plek van aanbidding in 'n bedrywige markplek omskep het. Met streng bevel en aksie het Jesus verklaar: "Neem hierdie dinge weg. Moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie." Ja, Jesus het die tafels daar omgekeer. Nou vir die komende Paasfees dien hierdie oomblik as 'n diepgaande voorloper tot sy uiteindelike offer en opstanding. Jesus se optrede was 'n duidelike eis vir geestelike reinheid en 'n teregwysing van enige iets wat 'n mens aflei van ware aanbidding, liefde wat eg en opreg vir hom is. Dit resoneer met die Paasfees tema van 'n geestelike vernuwing en die reiniging van ons harte teenoor Jesus Christus. Alhoewel die godsdienstige leiers sy optrede en woorde verkeerd verstaan het Jesus gesinspeel op sy eie liggaam as die ware tempel, wat binne 3 dae vernietig en opgewek sou word. Dit wys direk na die opstanding wat ons met Paasfees vier, waar hy die nuwe perfekte offer en die weg na ware gemeenskap met God geword het. In wese is Johannes 2 vers 16 'n lewendige herinnering dat Paasfees nie net 'n historiese gebeurtenis gaan nie. Dit is 'n ewige, tydlose oproep wat deur die heelal daver tot vandag toe vir ons om ons eie tempels, ons lewens en ons harte te reinig, om plek te maak vir die transformerende krag van Christus se offer en sy opstanding. Hoe lyk dit? Sien ons kans vir dit? Sien ons kans om ons harte tot eer en verheerliking voor en vir Jesus te reinig? Tot sover vandag, seën, vrede en genade van God ons Vader, Jesus Christus in die Heilige Gees vir elkeen wat bereid is om vandag sy hart opnuut voor Jesus te reinig. Amen.